Goeiemôre en baie welkom by hierdie begrafnisdiens, broers en susters, dames en here. Ons is vanoggend hier saam om hulde te bring aan Tannie Babs, om dankie te sê vir wat sy vir julle beteken het, vir haar lewe, vir wat sy kon bygedra het as ma, as ouma, as familielid en as vriend. En my gebed is dat die Here vir julle sal vertroos en bemoedig en ondersteun, dat Tannie Babs se nagedagtenis in julle lewens sal bly voortlewe. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, Here, U beskik oor die tye van die mens. Vir elkeen van ons 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om hierdie tydelike aardse woning te ontruim. Here, baie dankie vir alles wat U vir Tannie Babs mee geseën het. Wat U vir haar gegee het, wat sy kon uitgedeel het, die diep spore wat sy getrap het in die lewens van hulle wat vandag hier kom afskeid neem. Ons bid vir die familie en vriende dat haar lewe vir hulle sal bly inspireer. Sal inspireer tot navolging, sal inspireer tot edenheid, dit wat opbou, dit wat uitnemend is. Here, dankie dat ons nie treur soos diegene wat geen hoop het nie. Ons afskeid is net tydelik. Ons sal weer verenig wees vir ewig by mekaar. Here, baie dankie dat U vanoggend hier is saam met ons. En ons bid dat U sal vertroos en sal bystaan en sal ondersteun hier en ook in die toekoms. Ons Psalm 33, die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, die stok en die staf, die vertroos my. U bring die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my loopvet met olie, my beker loop oor. Met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Broers, as ons met mekaar praat elke dag, is ons geneig om te begin praat op dit wat vir ons voorop staan. Dit wat ons die belangrikste vir ons is wat ons nou wil sê. Dit wat eers moet uitkom. En so ook reg in die eerste vers van hierdie pragtige Psalm, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Niks sal my ontbreek nie. Dis 'n uiterste woord wat bittermin in ons woordeskat voorkom. Want ons kom nie baie teen ons lewens dit regverdig dat ons die woord niks gebruik nie. Niks beteken ek het alles, 100%. Dawid getuig hier dat die Here vir hom alles gee, alles wat hy nodig het. En dis so 'n teenstelling dadelik met ons as mense. Ons kan nie alles gee nie, want ons het nie alles nie. Ons gee altyd maar net die bietjie wat ons het. En in die einde van die dag is baie daarvan heeltemal gedaan. Soos 'n erwekruik met krake, loop alles wat ons het elke dag uit, en moet ons weer volgende vir die Here vra, Here, maak vir my vol, dat ek weer het, dit wat ek gaan nodig hê vandag. Maar nog 'n belangrike feit wat ons nie oor die hoof moet sien nie, my broer en suster, hoe kan die Here vir Dawid alles gee, as die Here nie weet wat Dawid alles nodig het nie? En dis wat ons daar gesê, agter die kap van hierdie pragtige Bybel, ken die Here hom so goed. Alleen as die Here jou 100% ken, weet hy 100% wat jy nodig het. En dan alleen kan hy vir jou alles gee wat jy nodig het. Hier is my herder, niks sal my ontbreek nie. Egter dit, my broer en suster, sit baie bladsye van die Bybel, waarom te sê, hierdie persoon is die persoon wat ons die twee van die meeste van lees in die hele Ou Testament. Eerstens die Here. Naas die Here, die persoon in die Ou Testament wat ons die meeste van weet,
niemand anders nie as Dawid. Hierdie is 'n verklaring, my broer en suster, om te sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Wys vir ons meer as net dit wat die Here vir hom gee. Dit wys vir ons op 'n baie besondere verhouding wat hy met die Here het. En dan begin Dawid hierdie verhouding vir ons uitpak. Die Here laat hom neerlê in groei weivelde. Die Here is die herder, Dawid is die skaap. Maar hier is 'n probleem. Die skape by groen weivelde uitkom, dan hoor hulle vreemd. So wanneer gaan 'n skaap in groen weiveld neerlê? Wanneer die skaap vol is. Wanneer die skaap vol is. Die Here is 'n skaap, bring hy uit die rus, my broers en susters, nadat in die groen weivelde jy elke dag versadig word. En hy doen dieselfde wanneer hy sê, na waters waar rus is, lei hy my heen. Nie na waters waar ek my dors kan les. Dit het al klaar gebeur. Dawid praat nie van dit voor opstaan vir my broer en suster. Hy praat nie van dit ons raak sien as ons behoeftes nie. Hoekom nie? Hy praat nie van kos en water nie. Omdat die Here dit vir hom gee, meer nog, self kry. Die Here gee nie vir hom wat jy self kan kry nie, alhoewel die energie daar is wat van die Here afkom. Die Here gee vir hom wat hy nie self kan kry. Rus. Rus in die groen weivelde en rus by die waters. Rus staan vir Dawid voorop, my broer en suster. Wat vir hom by rus uitbring is wat vir hom voorop staan. Dis waar die eintlik gaan hoekom. Omdat hy dit nie self kan kry. Hoeveel mense vandag, my broer en suster, kan vir jou sê, ek ervaar rus in my lewe. Ek praat nie van slaap nie. Ek praat van rus. Ek praat van rus wanneer jy wakker is. Ek praat van rus wanneer jou kop nie met jou rondhardloop nie. Ek praat van rus wanneer jy in jou gemoed stil is. Weet jy hoeveel geld maak die farmaseutiese bedryf met pille om vir mense te probeer rus gee? Die Here gee dit vir hom verniet. Hy bring hom uit by rus. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hier skryf Dawid vir ons verder hoe die Here se rus vir hom voel. Die Here het vir hom kos en water gegee, hy kry dit self, die Here bring hom by rus uit. Nou wat nou? Nou kom hy by geregtigheid uit. Excuse me? Jy vra nou van gee, die Here gee. Nou praat hy bring my in die spore van geregtigheid. Nou kom ek by doen uit. Die ander deel van ons lewe, my broers, is doen. Rus en doen. Die Here se rus verkoop hom, herstel hom, reset sy gemoed, binnekant, gedagtes, verkoop hom, dan is hy weer nuut, hy's vol, hy's gereed om te lewe. Dan kom hy by die lewe uit. En die Here, net soos die Here vir hom rus gee die Here vir hom 'n regte lewe, 'n goeie lewe, 'n lewe van geregtigheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is om te doen wat reg is. En as jy voortdurend doen, as dit jou gewoonte is om te doen wat reg is, dan kom jy by integriteit uit. Dis die lewe van 'n mens wat die voorbeeld stel van reg. Nou moet ek myself keer. Die Here initieer, die Here voorsien. Hy kies vir Dawid wat reg is. Hy lei vir Dawid tot by wat reg is. Elke dag, elke keer, met alles wat ons moet doen, met alles wat ons moet dink. Wat is reg? Dawid volg eenvoudig die Here en hy kom uit by 'n lewe van integriteit. Integriteit is 'n lewe wat eervol is teenoor die Here. My broers en susters, is veel meer as dit. Ek weet. Want vir 10 jaar in my lewe het ek geniet 'n lewe van absoluut alles wat nie geregtigheid is nie. En ek is al hoe ongelukkiger en ongelukkiger en ongelukkiger geword.
tot ek daarop nie meer kan aanhou nie. Ek is terug na die Here. En daai dag na 10 jaar, toe ek vir die Here sê, Here help my. Toe is ek op my knieë voor 'n bed in Seattle, in Amerika, was 15 jaar daar. En toe die Here so naby gevoel, ek het gevoel, as ek my hand uitsteek, dan vat ek dit. Geregtigheid, my broer en suster, jy weet om te doen wat ek mense sê jy moet doen nie. Geregtigheid maak 'n mens gelukkig. Dit wat ek ontdek het. Dis die laaste, die afgelope 37 jaar van my lewe, na daai 10 jaar. 'n Lewe van geregtigheid, 'n lewe van geluk. En die geluk van die Here het niks te doen met jou omstandighede nie, my broer en suster. Die Here se geluk word 100% bepaal deur omstandighede. Ek het kos, ek het rus, ek is gelukkig as 'n dier. Die Bybel vertel van ons oor en oor. Die Here gee vir jou rus in die middel van die storm. Rus. Ons kom nou uit by Dawid se ander rus. Geregtigheid maak jou gelukkig. As jy doen wat reg is jy gelukkig. Hoekom? Die Here maak jou gelukkig. As jy nie lieg nie, as jy nie waarheid praat, as jy nie steel nie, as jy nie bedrieg nie, as jy eerlik is, dan voel jy gelukkig. En ek kan vir jou raad, verskoon my. Jy gaan nie by geluk uitkom deur of besittings nie. Vraag vir Elon Musk op sy lange plat met broer suster, die eerste man in die wêreld. Ken wat sy lewe. Dit wen nog van die ongelukkigheid. Jy kan dit nie koop nie. Jy kom nie daarby uit as jy doen waarvoor die Here jou geskaap het. Jy doen wat reg is. Geregtigheid. Hierdie man, my broer suster, was 'n moordenaar. Hierdie man het met 'n ander man se vrou geneem. Daai man vir gemeenskap doodmaak. En toe begin die Here hom straf. En jare later is Dawid dood. En weet jy wat gebeur toe? Elke slag, as daar 'n nuwe koning in Israel is, dan stuur die Here 'n profeet. Gaan stel die persoon aan as die volgende koning. En toe sê die Here vir daai profeet, elke slag as hy 'n nuwe koning aanstel, gaan sê vir daai koning, jy moet 'n koning wees soos koning Dawid. Daardie man se geregtigheid het sy moord en ontroud so oorskadu. Die oorwag van die getuienis van sy lewe so getrou aan God was, dat die Here kon sê vir elke nuwe koning, wees getrou aan my soos koning Dawid. En dis waar ons wil uitbring, my broer en suster, elke liewe dag. Ten spyte van ons sondes, loop die regte paadjie, en ek weet vir jou, ek sal vir jou 'n wetenskap aangaan vandag, 'n absolute wetenskap. Jy doen van nou af wat reg is, en praat met my oor 'n jaar, en vertel vir my hoeveel meer gelukkig jy was, en hoeveel meer dinge in jou lewe net uitwerk. Ek dwaal af, verskoon my. So regtigheid. Dawid het soveel meer ontvang as wat hy kan teruggee. Sy antwoord, die Here se optrede is, sy oorvloedige voorsiening is, ek doen wat reg is. Al gaan ek ook in die dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, die stok en die staf, die vertroos my. So ek begin by neerlê, en by rus, en verkwikking, en by integriteit, en soos moet die doodskade weer. Excuse me? 'n doodskade weer. So 'n man uitkom by 'n doodskade weer, wat so getrou was aan die Here, wat so 'n absolute vooraanstaande Christen was in ons taal vandag. Was die Here dan nie veronderstel om Dawid te bewaar van doodskade wees nie? Christen moet ook nie by doodskade wees uitkom nie. En daar is baie vorms van doodskade wees. Die grootste een wat vandag in Suid-Afrika hang is die doodskade wees van skuld. Koop. Terwyl ek geleer van 'n predikant, my suster, toe 1 jaar toe raak my geld. Toe gaan werk ek vir my swaar, ek was toe 'n bestuurder by woonstelkomplekse van 'n Bilpark.
pragtige nuwe kompleks. En nou kom mense in en hulle gaan, en as daar 'n standaard prosedure is, iemand wil inkom en hy wil sê, onder andere wil ek die afgelope 3 maande se bankstate hê. En dan kry jy die bankstate en dan kyk jy, en heel regs, die regterkant van die bladsy papier, streepie, 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 streepie. Wat is streepie is dit? Volgende bladsy, streepie, 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 die streepie, 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 wat daai streepie op. Die volgende lyn is daar weer 'n streepie. Die streepie hou op wanneer die persoon elke maand sy salaris kry. En daardie selfde dag, as hy alles betaal het, dan hy oortrokke. In die res van sy maand is hy oortrokke. Duisende rande oortrokke. Die doodskade weer van skuld. Hoeveel dinge maak skuld nie dood nie? Skuld maak rus dood. Skuld maak vryheid in verhoudings dood. Skuld word bekommernis. Skuld verminder my geduld. Skuld verduister die verhouding met my man en vrou. Skuld dompel my in 'n ewig durende bekommernis oor ek sal ek alles kan afbetaal. Doodskade, wie is my broer en suster? Moet die Here nie keer dat Dawid by sulke slegte dinge uitgekom het nie. En as ons sy verhaal in die Bybel lees, my broer en suster, was hy in werklike doodskade wees. Hy by die dood omgedraai 'n paar keer in sy lewe, onskuldig agtervolg deur die Israeliese leer. Onskuldig. Nou hoekom die doodskade wees, my broer en suster? Hoekom die doodskade wees van dinge wat ons nie oor onsself bring nie? Dis eintlik, en die Here het dit geweet, en hy weet dit vandag nog, dis eintlik waar ons in ons doodskade ervarings die Here die beste leer ken. Wanneer ons nie kan nie, wanneer my beheer ophou, wanneer my vermoë ophou, wanneer ek dodelik siek is en ek kan myself nie genees nie, dan is dit net die Here wat oorbly, en dan sien ek hom so duidelik. En dis waar die Here vir ou Dawid leer ken het, beter as deur enige ervaring. Ek is hier by jou. Ek verlos jou. Ek gee vir jou die sekuriteit. Hy vat dit nie weg nie. Hy gee dit vir ons absolute sekuriteit in sulke dinge, my broer en suster. Dis waarom dat ek sê leer, ek sal geen onheil vrees nie, want hy was by onheil. Want U is met my. U stok en U staf, die gereedskap wat die herder gebruik vir die skape om hulle te stuur en weg te hou van gevare af. Dit is met hom. En ons het ook die Here se stok en staf, die Heilige Gees wat vir ons elke dag help. Ek haas my. U berei die tafel voor my, aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net so min as die Here vir Dawid verlos het van sy doodsgevare, net so min verlos en het die Here vir Dawid verlos van teenstanders. Maar wat gebeur wanneer die teenstander kom die Here se fees van veiligheid. Die Here se fees van oorgenoeg wat jy nou gaan nodig hê met hierdie teestander. Wat 'n ongelooflike kontras. In midde van teestanders, die Here se oorvloedige voorsiening en versorging vir ons in daardie situasies. Die Here om in die Midde-Ooste, my broer en suster, elke dag te herstel van die effek van die bloedige son, gebruik daar die mense olie om hulle hele koppe in te smeer. Dis om die vel te genees, die vel se droogheid wat die son uitgehaal het, terug te sit. Dis 'n versorgingsdaad. As jy by iemand gaan kuier, dan gee hulle vir jou olie om jou gesig en jou baard in te vryf. Hulle laat vir jou sit, jy haal jou sandale af en iemand was jou voete. Dis die manier hoe daar gasvryheid betoon word in die Midde-Ooste. Dis wat hy met ons praat. Gasvryheid. Die Here gee vir hom gasvryheid wanneer die teestanders opdaag. Die Here se oorvloedige versorging, my broer en suster, sluit in alles wat ons nodig het.
Vers 6. Net goed en gunst sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ons kan nou verstaan hoekom Dawid by vers 6 uitkom. Nou verstaan ons waarvan hy praat. Vers 6 is alles behalwe 'n blindeling se vertroue. Dis jaarlange ervaring wat hier praat. Omdat die Here so wonderlik sorg, kan die Here ten volle vertrou, kan ons hom vertrou op die toekoms wat wag. Net soos Dawid wil die Here ook hê, broers en susters, dat ons hom ten volle vertrou. Elke dag nooi die Here ons uit om ons beheer, ons besluite, ons wysheid, ons tekortkominge, ons beperkings, om aan een kant te sit en sê, Here, kom in my lewe in, dat ek u wysheid kan hê, dat ek u besluite kan neem, dat ek u beheer kan hê, dat ek u volheid kan hê. Nou al die hoofstukke van Dawid se lewe, broers en susters, kan ons ook die Here se sorg vir onsself toeëien. Ons kan hom vertrou soos Dawid. Ons kan die toekoms tegemoet gaan met volle vertroue in die Here se almag en goedheid. Amen. Hemelse Vader, baie dankie Here, dat ons ook hierdie Psalm instinktief toepas op ons lewens en by hierdie geleentheid op die lewe van daardie persoon wat vir ons soveel beteken het, soveel diep spore getrap het, soveel vir ons geleer het, en soveel vir ons 'n goeie voorbeeld was. En maak ons lewe heeltemal anders wanneer ons u toelaat om in te kom, en al wat dit verg is net 'n besluit, Here, kom in. Dis al. Dit neem ons 3 sekondes om te sê, Here, kom in. En dan sal u vir ons nuut maak, soos u sê in die woord. U sal inkom en ons sal 'n fees hê. Die lewe sal 'n fees word. Want ons lewe word dan nie meer bepaal deur ons omstandighede nie, deur ons beperkings nie, deur ons frustrasies nie, deur dit wat ons nie kan verander nie. Baie dankie dat u daarvoor sorg en dat ons u daarvoor kan vertrou. In Jesus se naam. Amen.